Onthou jy nog daai liedjie van my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Nou dis presies waarop ons fokus val in dag 362 van jou lewe lig dagstukkies. Die tema vir vandag is enigiets moontlik. Die alombekende Filippense 4 vers 13 sê mos, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die 33 vertaling. God werk nie binne ons logika grense nie. Hy breek dit oop met sy bonatuurlike doen. Enigiets moontlik. In primitiewe en ou kulture was daar vreeslik baie dinge waarvan mense nie geweet het en nie kon verstaan nie. Daarom as hulle nie iets kon verklaar nie, het hulle dit baie keer as onmoontlik, bonatuurlik en soms sommer net as sonde afgemaak. Vandag as iets gebeur, trek ons nie meer ons skouers op en sê, dis onmoontlik nie. Ons sê, wag, ek Google net gou en sien daar 'n logiese verduideliking. Ons het groot geword met sinus glo. As iets nie sin maak nie, dan krap jy nie waar dit nie juk nie. Die probleem is dat die gejuk net al hoe groter by baie mense geword het. Juist daarom kom skrop Filippense 4 vers 13 soos 'n broeishoender in ons waarheidsgrond. Ek is tot alles in staat. Nie omdat ek slim genoeg is nie, nie omdat ek sterk genoeg is nie, maar deur hom. En dis waar ons dink oor dinge moet begin skuif. Jy sien daar is eintlik twee maniere van dink en leef. Die een is wat ek kan doen binne my eie logiese vermoë. Ek werk, ek beplan, ek maak planne. Daardie ek kan selfingesteldheid van 'n kind. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar dit beperk ons wel van 'n wyeer en groter ontdek van wie God is. En dan is daar die ander een, die lewe waar God begin doen wat ek nie kan nie, die bonatuurlike dimensie. Die probleem is dat baie van ons dink dat wonderwerke net in die Bybelse tyd gebeur het. Dit klink baie mooi, maar dit gebeur nie meer vandag nie. Maar dink gou mooi, het God verander? Is God gekoppel aan tyd? Of is tyd gekoppel aan God? Die eerste realiteit is eenvoudig. God verander nie. As hy destyds kon, kan hy vandag nog. As iets toe moontlik was, is dit nou ook moontlik. Kyk net gou na die skepping, die mens, die heelal. Dis so groot, so kompleks. Dit laat 'n mens se brein byna vries in die grootsheid daarvan. En tog wil ons sê, wonderwerke? Nee, wat, dis seker verby. Dis amper soos om voor die see te staan en te sê, ek glo nie meer in water nie. Die Bybel is vol stories van dinge wat glad nie logies sin maak nie. Die see wat oopgaan, blindes wat sien, dooies wat opstaan, maar hoe meer ons dit probeer verklaar, hoe meer loop ons vas in 'n God vir wie niks onmoontlik is nie. Net soos in die Bybelse tyd gebeur daar ook vandag nog goed wat nie logies sin maak nie. Mense wat gesond word waar dokters moed opgegee het, lewens wat totaal omgedraai word sonder 'n verduidelikbare rede. Ons noem dit dalk geluk, toeval, timing, maar diep binne weet ons, daar's meer. Want God is nog steeds dieselfde en hy wil ons gebruik om weer die onmoontlike moontlik te maak. Alles is moontlik as jy bereid is om God te vertrou bo wat vir jou logies verstaanbaar is. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om te glo dat ons tot alles in staat is? Wat dink jy kan ons doen om vry te kom van ons ek kan self mentaliteit? Hoe gaan jy vandag begin om onder leiding van die Gees die kragveld van God se alles te betree? Here, help my om nie vas te haak in my eie logika nie,
maar om oop te wees vir wat U kan doen. Help my om elke dag te onthou dat ek tot alles in staat is deur U wat my die krag gee. Amen. Mag die Gees van God vir jou en vir my hierdie week die geloofswaagmoed gee om hom te vertrou, om ook die onmoontlike vandag nog moontlik te maak. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.